Vader wat daar in die hemel woon, heilige naam, heilige naam. Laat ook nou die koninkryk hier kom, laat die wil geskied by ons, net soos in die hemel. Gee vandag ons dagse brood, vergewe ons. Goeiemôre julle. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan verder lees uit die brief van 1 Petrus. Ons gaan 'n bietjie 'n paar huisreëls vandag neerlê. Ek weet nie wie van julle het huisreëls nie. Ek het self 'n paar huisreëls en 'n paar nuus bygekry tydens lockdown. Bygekry. Dit is nou AJ se reëls en dan is daar natuurlik die wat ek in plek sit en dan is daar natuurlik klein bassinne, Jakobus se reëls wat die meeste van die tyd geld. Ons gaan 'n bietjie gesels oor huisreëls. Wat is die reëls in julle huis? Is daar enige huisreëls? Terwyl ons sommer so saam is, kom ons daar waar ons sit, voor die televisie, om die tafel, kom ons vat net hande en bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend as familie by mekaar kan kom. Dat ons, al is ons nie by mekaar nie, in gebed by mekaar kan wees. Here, wees by ons en vul ons met u liefde, sodat ons ook meer en meer van u in mekaar sal sien. Amen. Stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat die Gees oor ons elkeen kom. Maak hierdie wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat die Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, die genade, u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde getuig. U stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat die Gees oor ons elkeen kom. Maak hierdie wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat die Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde getuig.
Laat ons dien met ons lewe, waar ons is die liefde bring. Elk mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde getuig. Hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk. Die Here nooi jou vanoggend uit om by hom te kom kuier in sy sitkamer. Hy kom ontvang jou soos 'n eregas. Hy laat jou baie belangrik voel. Die Here is my herder. Die Here laat jou al sy gawes geniet. Hy is goed en doen wat hy beloof het, vir solank soos jy lewe. Kom ons kom na die Here se woning, en ons doen dit ons hele lewe lank. Die lewende Here, wat julle oneindig lief het, groet julle vanoggend, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat vir elkeen van julle gesterf het, vir elkeen van julle se sondes gesterf het, en in die naam van die Heilige Gees, wat in julle woon en deur julle werk. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Petrus 2 vanaf vers 18 tot 25. Vanoggend se gedeelte gaan juis oor die voorbeeld wat Christus vir ons daar stel, binne of te midde van lyding. As gelowiges weet ons dat dit nie net altyd goed gaan nie. En ons is nou baie bewus daarvan. En ons weet ook dat ons nie net kan glo wanneer dit met ons goed gaan nie. Juis nie. Geloof gaan juis daaroor om ook in tye wat dit moeilik gaan, steeds te kan volhard in geloof. En dit is ook waaroor die hele brief eintlik gaan. Dit is 'n bemoediging om steeds te glo al is dit 'n moeilike tyd. Dit is 'n aanmoediging om steeds te volhard in geloof in moeilike tye. Die eerste lesers van hierdie brief het ook deur moeilike omstandighede gegaan. En hulle het nodig gehad om weer herinner te word, wat is Christus se voorbeeld vir ons? Hoe het hy geleef in sy lyding? Hoe het hy reageer op sy lyding? Kom ons luister na 1 Petrus 2 vers 18. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewer, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of selfs onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers
soos skape rondgedwaal. Maar nou het julle teruggekom na julle herder, julle bewaker van julle lewe. Amen. So kom ons gesels oor huisreëls. Wat is die nuutste reël wat ma of pa ingestel het vir hierdie tyd? Behalwe natuurlik dat julle nou moet huiswerk doen heeldag en skoolwerk doen heeldag by die huis. Ek neem aan dis 'n nuwe reël dat daar nou skoolure by die huis is. Wat is nuwe reëls wat julle moes maak? Wel, ons gaan eintlik bietjie gesels oor huisreëls vir ons as gemeenskap van gelowiges. So wat sou Kraddock Noord gemeente se huisreëls wees in hierdie tyd? Wel, een van ons nuwe reëls is dat ons nie bymekaar kan kom in die gebou nie. En dit is vir my baie sleg en ek verlang julle baie. Wel, as ons hierdie gedeelte lees en ons dink oor wat is huisreëls vir ons as gemeenskap van gelowiges, of vir ons in ons gemeente ook, hier in Kraddock, dan vra dit van ons om steeds ons te onderwerp aan die nodige ontsag. Of dit nou is dat ons voel die leierskap is goedhartig, vriendelik of dalk onredelik. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewer. Ons word hier aangespreek, of eintlik die eerste lesers as bediendes, en ons ook as gemeenskap van gelowiges, wat spesifiek ook verwys na slawe, die rang tussen bediendes en slawe, maar 'n bietjie verskil in daardie tyd. Waar dit gaan is, dat daar 'n bereidheid moet wees om te ly. Dit is tog wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En hy het maar 2 reëls gehad. Wat is die 2 reëls wat Jesus Christus volg en waarvoor hy bereid is om te ly? Ek onthou baie goed, op een van ons jeugkampe op skool, het Dominee Mossie so groot bord gehad waar die reëls vir die kamp geskryf moes word, en toe skryf hy maar 2 reëls neer. Die eerste is, dat ons die Here ons God moet lief hê, en dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Dit is ons reëls. En dit is die reëls waar volgens Jesus Christus ook gehandel het. Omdat hy ten alle tye getrou wou wees aan God. Daar staan in vers 19, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur. Genade? Sjoe, eintlik wat dit sê, is dat dit waarin ons nou is 'n stuk genade vir ons. En ons moet dit ook vat as ons ontvang genade ook in hierdie tyd. Hierdie hele brief verwys na telke male se moeilike omstandighede wat daardie gemeenskap moes beleef het. Ons sou seker ook vandag verskeie goed kon opnoem waar ons as gemeenskap van gelowiges moeilike omstandighede gehad het. Wat ek wel weet is dat dit wat ons nou beleef is iets wat in ons leeftyd nog nooit beleef is nie. En is omstandighede wat vir ons ongeken is, vreemd is, soos ek nog elke week daarna verwys. In vers 19 tot 20 staan daar, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. En dan staan in vers 20,
as julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Baie keer vra mense vir my, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Wat ek wel weet is, dat slegte goed gebeur. Slegte goed gebeur in hierdie wêreld. Daar breek 'n ongekende virus uit in hierdie wêreld. Niemand het dit gaan soek nie. Niemand het daarvoor gevra nie. Die virus kies nie goeie of slegte mense nie. En wie is nou eintlik goed en wie is nou eintlik sleg? Slegte goed gebeur. En dit gebeur met goeie en slegte mense. Slegte goed gebeur. Die vraag is, hoe hanteer jy dit? Hoe reageer jy op die lyding in hierdie tyd? God vra van ons dat ons sal reageer in liefde. Verlede week het ons vir mekaar gesê, ons moet mekaar vurig lief hê. Dis dan 'n mooi uitdrukking. Mekaar vurig lief te hê. En dit staan steeds. Hierdie gedeelte sê dan ook, juis volgens die voorbeeld van die Here Jesus Christus. En dit staan in vers 21 staan daar, juis hiervoor is julle ook geroep, om Christus self vir julle gelei en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Die voorbeeld wat Jesus vir ons stel, is in die Grieks, as jy dit direk vertaal, beteken 'n tipe stensel, soos ons dit ken, 'n kopie, 'n afdruk. Ons moet 'n afdruk wees van Jesus se liefde, te midde van ons lyding. Besef julle wat dit beteken? Jesus Christus het vir ons gelei en hy het dit verseker nie verdien nie. Hy het nie gesondig nie, en dit lees ons ook in vers 22. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het nooit 'n leuen gekom nie. Ons kan tog nie dieselfde sê nie? Jesus Christus het dit regtig nie verdien om te ly nie. Maar in sy lyding het hy ons onbeskryflik lief. En dan lees ons in vers 24 en 25. Hierdie Jesus het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra. En daardeur is ons nou vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ons het die moontlikheid, ons het klaar die genade ontvang om volgens God se wil te kan leef. En wat is God se wil? God se wil is dat die wêreld Jesus Christus moet sien. Deur jou en my. Hoe doen ons dit? Wees vurig lief vir mekaar. Vir my is een van die kosbaarste frases in hierdie gedeelte. Deur sy wonde is julle genees. Geliefdes, deur die wonde van die Here Jesus Christus word elkeen van ons heel en kan elkeen van ons leef uit die genesing van die Here Jesus Christus. Om as voorbeeld van Jesus Christus te leef, vra dat ons 'n afdruk van hom sal wees. Op 6 Augustus 2017 is Jakobus gedoop en ek het die voorreg gehad om homself te doop, ons seentjie. En tydens die diens het ek vir hom die lied gegee van Elvis Blue, ons is gemaak om 'n spoor te los.
En ek wil julle sommer vandag uitdaag om iewers almal 'n spoor te maak. Stensel julle voete. Ek weet, sweer, maar doen dit en skryf groot daarop. Psalm 23, die Here is my herder. Want aan die einde van hierdie gedeelte in vers 25 staan daar: Julle het immer soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en julle bewaker van julle lewe. Die van julle wat op 'n plaas bly, sal weet hoe dit klink as 'n ooi dood is nadat sy 'n lammetjie gehad het. Hoor julle dit? Daardie geblær van 'n lammetjie wat soek na 'n mamma? Ek kan dit hoor. En dan kom die boer verby. Hy hoor die geblær van die lammetjie. Hy tel haar op en maak haar hans groot, sodat ook daardie lam 'n geleentheid kan hê op lewe. Dit is wat God vir ons doen. Hy lei ons, hy is ons herder wat ons optel wanneer ons ronddwaal en blær en om hulp roep na God die Vader. Dan tel hy ons op, ons goeie herder. En hy lei ons, sodat ook ons vrede kan vind. Die feit dat ons hierdie teks kan lees in Paasfees en spesifiek in die tyd waarin ons is, waar die wêreld 'n stuk nuutheid ingaan, nuwe uitdagings het, nuwe oortuigings moet deel word van wie ons is. En terwyl dit nie net 'n uitdaging is vir elkeen van ons nie, maar 'n uitdaging is vir die wêreld, het ons nodig om Jesus Christus meer en meer te ken. Het ons nodig om meer en meer in sy voetspore te trap. Hoe doen ons dit? Wees lief vir mekaar. Ons kan genade met mekaar aan mekaar uitdeel. Die genade wat God vir ons gee, kan ons nou aan mekaar uitdeel, want Jesus Christus het ons verlos van ons sonde. Daar is die wyse woorde van Mignon McLaunan: No human will ever love you the way you want to be loved, because no one has ever loved anyone the way everyone wants to be loved. Besef dat mense jou in die steek sal laat, en dat jy ook ander in die steek laat soms. Daarom leef met sagte oë vir mekaar. Kyk na mekaar deur die kruis van die Here Jesus Christus. Wees vir mekaar vurig lief. Want wat is die belangrikste huisreël vir hierdie week? Kopie Jesus. En wees heilig, want die Here jou God is heilig. Hy is jou God, jou herder. Hy sal jou optel, wanneer jy soos 'n verdwaalde lam na jou moeder roep. Hy sal jou gee wat jy nodig het, jou versorg. Hy sal jou bewaker wees. Moenie bang wees nie. Amen. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pasture
He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul, and I will trust in you, and I will trust in you. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delights, and I will trust in you, and I will trust in you. Your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one, for you are with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. And I will trust in you, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. And I will trust, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. For your endless mercy, for your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. Ons het steeds so baie om voor dankbaar te wees, en ons het so baie mense wat ook daar waar hulle is, steeds 'n stukkie nood beleef, en daarom bid ons steeds hierdie week vir Tannie Rit Joubert, vir Tannie Nannie, vir Tannie Amanda. Ons bid ook steeds vir Jurika, Loes is meer van ons al ken, haar kinders na Carlos se dood. Dan bid ons ook hierdie week in dankbaarheid saam met Charles en Colleen Garth, wat se kleinkind verlede naweek in 'n ongeluk was, en ja, soos hulle dit daarvan ook getuig, praat die hospitaal van the miracle boy. Mag elkeen van ons steeds die wonderwerke van God sien, en mag ons sien hoe God genesing bring. Kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader,
Dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat U ons God is en dat ons ook in hierdie tyd ons eie hartseer en ons bekommernisse na U toe kan bring. Here, dankie dat U ons herder is wat ons lei, dat U die God is wat ons bewaar. Here, wees ook die bewaker van ons lewens in hierdie tyd. Dankie dat ons weet U is altyd daar. Here, dankie vir elke druppel reën wat geval het. Here, dankie vir die reën wat geval het in die Karoo, in die groter dele van die Boesmanland en die Namakwa-land, Here. Dankie, dankie, dankie vir elke druppel reën. Here, saam met die boere juig ons en sê ons dankie, Here. Dankie dat U ons so ryklik seën. Amen. Geliefdes, vanoggend wil ek afsluit met 'n psalm. So elke week doen ons van leidingstyd af het ons 'n psalm gedoen en het ek 'n psalm met julle gedeel. En ek het baie kere met julle die perspektief van Dr. Barend Vos gedeel, en hoe hy dit skryf in sy boek Die Ewigheid in my hart. Vanoggend is Goeie Herder Sondag en ek wil julle vanoggend groet met die woorde van Psalm 23. Weet dat die Here Jesus Christus ons goeie herder is. Dat hy as ons herder na die wêreld toe gekom het. En dat hy elkeen van ons kom optel het. In sy arms hou. En ons wil leer na sy wil, na sy liefde. Mag julle ook sy liefde voorbeeld van liefde volg. Want die Here is jou herder, my herder. Ek en jy kom niks kort nie. Die Here laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En ja, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. Wees tuis in die huis van die Here. Wees vir mekaar lief, tot in lente van dae. Amen. Het jy al ooit gevoel, jy wil oorbegin op 'n ander plek 'n nuwe lied gaan sing? Wil jy al ooit dinge agterlaat, net jou oë te knyp en droom en waak? Kry my op die pad, waar die drome sloop, die son oor ons skouers, ons oë vol hoop. Kom saam,
voel jy wil oorbegin. Op 'n ander plek 'n nuwe lewe